90.5. Dis 'n absolute fees om vanaand 'n donderdag te kan afsluit. Ek weet ek het nie die emosionele kapasiteit of die talent om dit self af te sluit nie. Daarom I've called in the reinforcements. I have did the things, I've done them. Ek het gebel waar ook al ek kon en daarom sit hierdie man nou voor my vanaand. Zaan Sonnekus. Hoe gaan dit met jou? Wag gou. Hierso is nou nie. Is jy daar? Jy's daar. Check. Sorry, ek raak so nervous, nee, dat my knoppie nie eens wil werk nie. Nee, is okay. Hoe gaan dit? Lekker en jy? Ag, kan nie kla nie. Jy het ook reinforcement saamgebring? Carl, the guitar guy? Yeah man. Ja, wat Carl. Dat is die meeste wat ons gaan kry. Hy is die chillste ou in die band. Hy praat die minste. Okay. Drink die minste. So die verantwoordelike ene. Die verantwoordelike een. Okay, nou ons gaan vanaand probeer verantwoordelik wees, maar ons is hierso vanaand vir 'n hele journey. Welkom by Alt Focus. Dankie. So die agtergrond van Alt Focus is ek het gevoel ek het my MK dae nie gekry nie want ek was net buite daai era groot geword. Ek het dit net gemis. So dis hoekom ek gevoel het ons het dieselfde unagi gehad met om letterlik te gaan en die hele genre weer te relive. Ja. Jy met jou musiek, ek met die show. Amazing. Daarom, daar's 'n revolusie op. Ek sê, nuwe musiek ook. Nuwe musiek, ons skryf hom neer, dit gaan 'n titel wees, daar's 'n revolusie. Ja, daai is great. So daarom het ek besluit om vanaand hier die hooffokus te maak. Ons gaan van alles hoor. Ons gaan luister in terme van soos wat jy gesê het, die vision wat jy gemaak het om hierdie spesifieke journey vir jouself te kies. Ek moet nou 2022 Son Studios wat opgemaak het. Ek was daar, jy het fantastiese koffie bedien. Waar was daar koffie gewees? Ja, daar was 'n koffiemasjien daar bo en dit is waar ek die hele tyd dan by die trappe op. Ek kon hom. Jy sien, dit was my station daai. Daar was so 'n energiedrankies. Maar dit was ook 'n journey waarby jy ingeval het en nou sit ons hier vanaand met 'n nuwe sang genaamd By Jou wat ons ook verder oor gaan gesels. Maar kom ek hou van hoofstukke. So hoofstuk 1 vir jou. Nee, as jy nou moet terugdink en jy het seker al baie keer gesê waar jy begin het in jou lewe, maar as jy moet kyk na 6-jarige Zaan, was hierdie al vir jou 'n droom? Dit was ek het dit nie geweet nie. My ouers het vir my gesê dat ek op 'n baie jong ouderdom sorry, ek hoor daai buzz, dit is dalk my foon. Dat ek as 'n jong seun altyd deur die huis gehardloop het met 'n plastiek gitaar en vir hulle gesê dat ek eendag 'n dominee gaan wees wat sing. Okay. So ek weet nie, ek's definitief nie 'n dominee nie. Ek sing ook nie noodwendig, ek skree 'n bietjie meer. Nee man. My sussie is voltyds in die bediening, maar ek so hulle het vir my gesê ek dis wat ek altyd gesê het en vandat ek kan onthou is dit wat ek wou doen. Ek het gedink dit of 'n skateboarder ek gaan een van die twee word. Okay, so een van daai is ja. dit bly by die alternative scene. So dit sou jou naam gemaak het iewerste. Ek het 'n ouer sussie gehad. So ek het bietjie exposure na MK toe gehad. Ja. Ek onthou die as van Kou-Kartel gewys het op die screens het in my mond oopgehang. So nee, ek dink dit het my altyd geïnspireer en ek wou altyd rockmusiek maak. Ek het op skool bietjie begin bietjie meer EDM-y. Ja. Bietjie meer pop EDM stuff gemaak. Wat cool was, maar dit was nie my klank gewees nie. Jy moet jou klank volg. En soos wat jy groei en mense ontmoet en ja, soos wat jou hart en jou kop verander, dan ontdek jy 'n nuwe klank. En ek dink in elke seisoen van jou lewe klink dinge anders. As jy na my eerste en enigste album geluister het, so jy gehoor het dat daar's jazz songs, daar's pop songs, daar's punk songs, daar's rock songs en ek dink dit is geskryf in verskillende seisoene, verskillende plekke waar ek was. Sodra ek iets voel binne my, dan wil ek die enigste manier hoe ek om my cope, en die weirdste ding ooit is ek gaan my foon of ek skryf dit in 'n boekie neer. Daar's soveel woorde in boekies neergeskryf, random boekies wat al weg is. Ja. Maar dit laat my beter voel. Dis die uitlaatklep. Dit is vir jou daai 'n baie wyse man, Robbie Williams, het dit al eendag gesê. Dit is vermaak vir jou, maar terapie vir my. 100%. En dis crazy want so dat al baie mense na shows na my toe gekom en sê so, "Goeie song so sad." En ek sê, "Dis nie sad nie, dis genesing. It makes me feel better." En ons baie mense ongelooflik. Ek het in die laaste week honderde boodskappe gekry van mense wat praat oor die musiek en sê
hierdie songs het genesing vir my gebring, het my lewe verander en dis baie keer waarna ons kyk as 'n band ook. Ek meen jy moet as jy alternatiewe musiek maak, moet jy vrede maak. Jy gaan nie die stromingsgetalle kry wat jou maats gaan kry nie, maar want jy kan dit nie net by braai opsit nie, dis agtergrondmusiek nie. Dis die musiek wat jy in die kar luister as jy alleen ry. Yes, in die hoekie. Exactly, maar wat is 'n hit? Is 'n hit 10 miljoen views of is 'n hit 10 harte? En dat baie mense hulle harte al vir hierdie musiek. En ek dink dis die power van alternatiewe musiek spesifiek. Kyk, ek kan sokkie. Ek het lang hare, maar ek kan sokkie. Okay. En ja, ons het jou in propse video gesien wat ek glo vir jou. So 'n paar twee regtervoetjies daarso jy laat val, maar jy het hom gekry hoor. Dit was ook al laat geweest toe. Maar nee, so ek dink ons plek in tyd vir alles, maar ons harte lê by alternatiewe musiek en dis wat vir ons lief is. So ja, en ja, ek het mense ontmoet soos Kyle byvoorbeeld wat langs my sit wat die crazieste guitarist is. Ek meen hy speel vir Fransjo van Cooke ook, ons deel. Ek en Frannie deel 'n band op die oomblik. Crazy. So maar dit is mos nou. Ja. Dis mos nou bragging rights net daar. Ek het hom eers gehad. Maar so en ek meen net hoe hy al klaar met net dit wat in sy vingerpunte lê, die klank van die gitare verander het, die hele sound verander. Dan gaan ze in 'n ander seisoen en my hart het bietjie verander die laaste ruk, so ek skryf vir ander dinge wat nou vir my saak maak of en ek dink ek kan inspirasie in enigiets vind. Ek meen ek kan by die venster uit kyk en die boom is groen en dit kan jou so dis bietjie donker nou, maar jy kan praat oor 'n donker uitkyk na die venster. Exactly. Wie's ek? Exactly. Nie rarig ek's nie man. Jy kan inspirasie in enigiets vind as jy rarig wil. Yes. Maar vir my journey het nog altyd my inspirasie het gekom by dis nie sad songs is by therapy. Ek meen ek het nie 'n sielkundige gaan sien, ek het 'n gitaar gaan sien. Klavier. Dis wat 'n mens baie keer nodig het. Daar bestaan letterlik 'n veld genaamd music therapy en ek dink dit is op so 'n mooi manier wat jy jouself kan uitbeeld, maar dit moet ook soveel vulnerability van jou afvat, want baie mense gaan sit agter toe deure en hulle praat met hulle sielkundiges en hulle praat hulle harte uit. Jy gaan sit dit op 'n record en jy laat duisende mense daarna luister. Hoe voel dit vir jou om te weet daar's soveel mense daar buite wat jou hart ken en partykeer nie noodwendig jou hart dieselfde gaan verstaan nie? Ek jy voel baie kaal. Dit klink so kliseë. Jy voel regtig baie kaal en ek wens mense het geweet hoeveel aande hoeveel aande ek al soos deernag in die studio gelê het, net soos op die vloer gelê het en hierdie songs geskryf het en daar's letterlik soos, dit klink so kliseë om te sê, maar ons letterlik soos druppels op die want ek hou daarvan om te skryf. Ek tik ook, maar ek skryf dit oor want ek hou van die pen op die papier, maar hoeveel ek wens mense het geweet regtig hoeveel trane en hoeveel soos ek meen musiek is kan jy so beweeg dat ek sal soos begin skree in die studio of ek sal begin huil en ek sal begin lag uit die blou tyd in die studio. Dit is so 'n emosionele ding hierdie. Dit is hierdie is nie net oppervlakkig nie. En jy trek jouself nogals heavy kaal uit en ontbloot jouself vir die wêreld. Ek dink jy sê baie keer die dinge wat ander mense nie die woorde voor kan kry nie, so dis 'n blessing and a curse. Want dit is om lekker musiek te maak, voel lekker. Dit doen regtig. Jy voel ons was al pumped in daai studio. Maar om dieper musiek te maak en jy krap diep, dit is seer. Dit is nie altyd lekker nie. Maar dit is nodig. En jy voel dit is soos wat Dani sê in 'n spoegvol sang. Ek kan eers na die sang se naam onthou nie, maar waar hy sê hoe jy altyd beter voel na die opgooi. Sorry, is nou op die lig, maar hoe waar is dit nie? En dit is ek dink hy praat van na die optrede of na die skryfsessie of wat ook al. So ja, ek is 'n baie happy persoon. Dis nie dat ek nie happy is nie, hierdie is net hoe ek deel met my ander stuff. Sien, vermaak, maar terapie op dieselfde tyd. En so hoe voel dit ook in terme van waar jy net met my gedeel het, waar jy gesê het, jy het ook daar gesit en jy het van Cooke Cartel en Fransjo van Cooke en Polisiekar op hierdie skerm gesien genaamd MK en dan jare later, hierso is jy besig om op die skouers van Fransjo van Cooke. Ek was by daai van Cooke en Vriende, waar hy jou amper oorgegooi het, hoor, en jou sommer 'n akrobaat daarso gemaak het op die verhoog.
Is die rug nog okay of moet ek vir jou iets organise in terme van 'n plan B? Soos 'n stoeltjie wat jy maar rondstoot na jou gigs toe. Ons gaan hierdie jaar weer doen, definitief. Okay. Ek moet sê my nek is regtig na elke show seer. Okay, dit is nie okay nie. Ek dink ek het eers soos nou die dag besef, dis die headbanging. Okay, ja, nee, ons gaan vir jou 'n physio sponsor kry. Ek het 'n paar op die lyn, so ons gaan dit vir jou reg kry. Asseblief, ja. Maar hoe was dit vir om te weet jy het opgekyk na die kunstenaars toe en nou maak jy musiek saam met hierdie kunstenaars? Dis nog steeds vir my weird as ek met François praat. Gepraat met Jack Barrow of met enige iemand actually in die bedryf waarna ek gekyk het toe ek 'n jong seun was. Ek voel nog steeds awkward, ek voel nog steeds soos ek dink nog steeds wat ek sê want ek is bang ek sê iets verkeerd. Ja. Nou nog. Soos ek en François het al hy sê my soos die craziest ding. Dan sy mense bel want hy chill in sy hotelkamer voor die show. Hulle net hoor hoe dit gaan dan ek soos ek exactly. Bel my. Ek weet gaan met my. Dis net 'n chom. Nou, maar dis eintlik ek nog steeds soos bietjie van daai giddy moment. Ek steeds butterflies. Ja. So dis weird, maar toe ek besluit het dat hierdie is wat ek gaan doen vir die res van my lewe, het ek geweet dat dit gaan gebeur. Ek het gesê gaan collab doen met François van Cooke en ons gaan nog 'n collab doen. Hopelik nog hierdie jaar. Ons is klaar besig om te praat daaroor. Kyle is klaar in die studio besig met hom. Dankie Kyle. Dankie Kyle. Ek het actually op Kyle se troue laas week die eerste demo gestuur. Haai my mense, kom as jy nie op honeymoon nie. Nou sit jy hier. Ek vra om verskoning. Ek moet werk. Honeymoon, hy lewe in 'n honeymoon. The honeymoon. words of a musician. Ek moet werk. Ek vra om verskoning, weet jy, ek het vir jou 'n sambreeltjie iewerste wat ek vir jou 'n koffie kan druk en voel soos 'n cocktail. Goodness. Maar okay, so daar's nuwe musiek wat ook daarso vandaan kom uit die meesterbreine uit hier voor my. Ja, verseker. Ek meen ek is en dit is ietsie wat ek eers hierdie jaar agter gekom het dat einde laas jaar, jy kan nie alles alleen doen nie. En ek het vir baie lank dit probeer doen. Maar jy het 'n span nodig wat dieselfde energie as jy gee. Ek meen jy is net so sterk as jou swakste ketting. Ja. Ja, ek kan nie klise goed vanaand. Maar Kyle is soos ek sal 'n melodie vir hom sing en dit vat 10 sekondes en daar is 'n daai melodie of daar's ietsie op die rekenaar. Wow. En dit is 'n uur later en dan is die hele sang. En ek sou dit nie alleen kon doen nie. Ek sou sit met die vers vir oor en oor 'n dag. Dan sou ek sit vir die chorus vir 'n dag of whatever. Hom is dit soos it just flows en hy werk so vinnig. So jou span is baie belangrik. Ek meen die hele band, ons almal ons het 'n marketing span. Dit is ek is net so sterk as die mense om jou. Sit jy bietjie vas met jou mense partykeer as jy nie altyd eye to eye daarso sien met sekere visions nie. Die smaak raak groter maar die oë ook. Wat steek jy vir my weg? Nee. Ek dink meeste mense buite weet wat aangaan. Ek meen ek is baie dankbaar vir almal wat al op my journey was. Regtig, ek is baie dankbaar. Ek dink sekere mense het net ander journeys. Ja. Sekere mense het net ander visions. En ek is gelukkig met waar ek nou in my lewe is en ek weet ek het die regte mense om my. Beautiful. Wat ek meen ek en Kyle sit elke dag, heel dag in die studio en maak songs. As dit is wat ek kan doen in die res van my lewe, is ek happy. Ek het nog voltyds, wel nie 'n voltydse werk nie, dis eintlik maar deeltyds. So Kyle's bietjie meer as ek. So ek soos letterlik gaan kantoor toe, gaan studio toe, gaan kantoor toe, gaan studio toe soos 2-3 keer 'n dag. Dis ook om jy so fix is, jy moet hol die hele tyd. Maar so dit is dit en tot ek op 'n punt kom dat ek wil net in die studio wees elke dag, maar dis wel 'n industrie buite. Ek meen ja. Jy kan goeie geld maak in musiek, maar as dit is ek meen as dit hang af hoe jy dit wil doen. Ons wil die hele tyd terug invest in die studio en in ons instrumente en marketing is vir ons 'n baie groot deel en ek en Kyle het nou net hier buite gepraat oor marketing en oor hierdie projek se marketing en wat dit al geverg het en wat dit nog gaan verg. Ek weet nie of baie regte woord is nie, maar
Ek nou heeltemal my train of thought verloor. Dis okay. Jy gaan sê jy gaan hard werk. Jy het 'n hele vision board daarvoor, dan jy sien. Nee, ek luister vir jou, ek sien. 100% en ja, ons met al wat ek sê is ek is voorberei vir die toekoms. Maar Yes. honestly, al wat ek wil doen en mense kan sirkels om hierdie praat. Al wat ek wil doen is songs maak. Regtig soos ek gee nie om oor die geld nie. Ek gee nie om oor enigiets nie, dis vir ons was. Dit is wat ek wil sê, jy kan geld maak in musiek, maar dis die passie wat eintlik harder praat. 100%. Nie een van ons het dit al ooit gedoen vir die geld nie. Dit is alles. Ek wil net songs maak. Ek wil net die hele tyd songs uitsit. Ek gee nie om ooit 'n sent van enigiets daarvan te sien nie. Dis waaroor hierdie gaan. Jy kan geld maak op ander maniere. Hierdie is ietsie so emotional, so universal. Ja. Dit is regtig therapy. Dit is die enigste, dit is al wat dit is. Nie vir almal nie. Maar that's what it is to me at least, ja. Wat ek kan sê is, van iemand wat jou journey al gevolg het en jou musiek luister, en ook sien hoe hard werk jy, ek dink dit is regtig obvious vir enigiemand binne en buite die industrie, jy is een van soos die hardwerkendste mense wanneer dit kom by jou passie uitleef. Jy is een van die mense wat regtig, jy het jou vision en jy sal, come rain, come shine, daai vision sal uitgelewe word en jy gaan dit op die stage doen, maak nie saak of op die kleinste stage met 2 mense is, of op die massiewe stage met 2000 mense nie. 100%. Daarom maak dit vir my so bly om net letterlik daai journey te volg en ook soos saam met jou die geluk te deel van collaborations tot individual musiek tot wat ons nog gaan sien vir jou. Verstaan almal beklei 'n bietjie. Ek sien wat jy dink. Oh, maar very nice. wat is 'n alt fokus as ons nou nie deur die journey gaan nie? Een van die liedjies wat ek wil een van die beste memories van die studio recording gedeelte van hierdie hoor. En saam met my in die huis is Zaan Sonnekus. Nou, jy het ook al 'n paar keer opgetree voor massiewe rugby games. Sê vir my, is die gees anders as iemand wat opsetlik musiek soos konserte kom kyk? Dit is 'n ander gees, definitief. Maar dit is nog steeds 'n lekker energie in die lug. Jy het al sulke crazy dinge beleef van 'n stage af. Wat is een van die beste herinneringe vir jou? Nou, jy kan nie so lag en dit nie wil nou moet jy maar. 'n paar gedink nie kan sy nie, maar nou die dag by Melkfest. Toe ek was besig om te sing en die volgende ek sê net so so foon verby my gesif. Ja? Soos iewers ver in die crowd. Het vlieg al net so foon by my. Ek soos wow, wat gaan hier staan 'n ander persoon hier onder en hy soos kyk my foon gooi en ek soos nee asseblief nie 'n foon in my rigting gooi nie. Jy soos 20 meter van my af relax. Ja, so 'n paar crazy die kids gooi die foon so. Wat amazing is. Was jy raak gegooi met die foon of net met daai een wat gevoep? Nee met 'n foon nie. Ek is al raak gegooi met ander goed. Soos ja, nee, koppies. Koppies is 'n classic. Daai is 'n seer. Ja, nee. Daai is kreatief. Lekker gees. Ek drop kick hulle. Genigtig. So ons het 'n bietjie ek het almal beklei uitgespeel en ek het gesê jy moet vir my een van die lekkerste herinneringe van die studio tyd van hierdie song 'n bietjie beskryf. Hoe was dit om saam met François hierdie song te doen? Dat is crazy. Ja. Die eerste DM was crazy. Ek het in my flat gesit, in my vorige flat en ek sal nooit vergeet en hy het vir my 'n paar demos gestuur en toe sê hy so skryf ek probeer onthou hy het gesê skryf iets op elkeen dink ek. Of op die laaste 2 wat hy was soos dit gaan een van hierdie 2 songs wees. Ja. Ons het 'n bietjie geskryf en toe ek my vers vir hom stuur en hy sê soos dude, love it. Dis ek soos Asai. We're in. Dis nou waar die journey. En toe jy akrobaat op van Coke en vriende. Ja, en hierdie jaar weer, hierdie jaar gaan ek staan op sy skouers. Okay, maar die keer moet ons nou asseblief net gou oefen. Ja. En dit rustig vat. Ja. En nie maak dat almal soos net 'n semi-hartaanval kry want ons dink ons gaan nou die paramedics moet opbring nie. Cool foto's daar. Dit was fantastiese foto's. Ek jok glad nie daarmee nie, maar my angs meneer vir jou lyf was verskriklik. Ja. Kom ek lekker flexible daar. Okay, so jy het 'n gitaar in die hand en jy het 'n storie om te vertel met jou musiek. Waarna gaan jy ons of wat gaan jy vir ons eers gee? Hierdie sang het ons nog nooit op die lig gespeel nie. Ooh, dis weet jy maak my verskriklik opgewonde as jy sulke goeie sê want ek het een knoppie wat ek amper soos nooit kan gebruik nie. Eksklusief
Op Groot FM 90.5. So dis baie lekker as jy vir my dit kan gee. Nog nooit op radio gedoen nie. Okay. Nee wat ek kan onthou nie. Maybe soos Nee, nog nooit ek op dink radio so gedoen nie. Punt. Nee. Punt. Dit sê nie. Moet dit nie van my af wegvat Dit sê nie. nie. Dankie. Nee, glad nie. Nee, maybe ek is deur mekaar partykeer, maar ek dink nie dit nie. Okay. En ek het nou net besluit want Linwoodstraat is nie ver van die af. Linwoodstraat is net Yes. en ek het Linwoodstraat gestap toe ek hierdie sang geskryf het initially. So Okay. ja. In die strate van Pretoria, spesifiek Linwood, daai is is Zaan Sonnekus. Ek wou begin sing, maar daai klink awesome, bro. Eerste keer akoestiek basically ook. Nice. Dit vandag by my kamer ingereed. Eers was dit sag, maar dis nou al verdaan een. Vrome voorneme vernieuw. Gebroke hart, 'n verlore siel. Gee 'n plastiek swart vir my, vir die plastiek mense om my. Gee 'n plastiek swart vir my, want die vers op Linwoodstraat stap 'n seun. Hy stap al vir jare en hy stap alleen. Kramp jou hand ook. Ek wou eers die wêreld doorneem met my kuns. Ek mis die punt. Ek moet eers myself vind en vrome voorneme verneem. Gebroke hart, 'n verlore siel. Gee 'n plastiek swart vir my, vir die plastiek mense om my. Gee 'n plastiek swart vir my, want die vers op Linwoodstraat stap 'n seun. Hy stap al vir jare en hy stap alleen. Gewoonlik hier doen die band iets crazy. As die plastiek mense by Groot FM nie.
Gee 'n plastiek swart vir my, vir die plastiek mense om my. Gee 'n plastiek swart vir my, van divers op Linwoodstraat stap eens in. Ja. Woe! Dankie. Dis die enigste ene in hierdie huis, maar there we go. Zon Sonic is op Groot FM 90.5. Hoe het dit gevoel om dit net uit te kry? Dit was baie lekker geweest. Shout out vir Chris Stein vir die gitaar. Ja, meester, wat is so? Chris bly in die straat langs my gitaar is in vir 'n diens en ek bel vir Karl net ek sê dude, as hy net my gitaar saambring. Ek was nie by die studio nou Ja. En hy sê dude, jou gitaar is in vir 'n diens. Ooh, amper breek jy my hart, maar toe maak jy 'n plan. Maar Chris kort nie snare bra. Okay, sê vir maak seker hy doen dit, want wanneer hy ook by Groot FM kom kuier, moet hy ook crisp klink vir Chris. Ek het hom nou eendag hier raak geloop actually. Ja, sien, Dis is nie mos te lang terug nie, ja. hierdie is letterlik nie die highway to popularity is Groot FM 90.5. As hy So gepraat nogals van jou journey. Dit is ook vir my 'n baie ding wat obvious is dat jy 'n groot advocate is. Kort jy gaan vir 'n handmassage moet gaan daarso hoor. Dis die enigste song, sorry, dis die enigste song met my hand laat kram. I know. Elke liewe keer. Noem dit passie. Ja. Dis al. Ek doen met passie en dan vat ons hom van daar af. So, maar wat ek wil sê is een ding wat jy regtig wat ek bewus is van is jy advocate vir mense wat ook hierdie industrie wil betree en jy's altyd 'n massiewe ondersteuningssisteem vir hulle. So Zoe byvoorbeeld. Ek het al ook vir die eerste keer toe sy haar Crazy Meisie liedjie uitgebring het. Heel eerste enkels net debut radio onderhoud hier by Weekstaf Vibes gewees en toe 'n jaar of wat later klein dorpie mentaliteit. Ja, amazing. Nee, ek dink die beste musikante in ons industrie is nog nie gediscover nie. Daar's ouens wat in bar speel wat 100 keer die musikant is wat ek ooit sal wees. Yes. En ek wil nog songs maak met 1000 mense en ek glo daai klein dorpie mentaliteit is obviously ek dink nie ek of Zoe het gedink die song gaan so populêr wees nie. Hy's Dis huge, baie cool. hoor. Hy is huge. En dit is 'n diep song. Dis verskriklik. Sy's 'n klein dorpie meisie, so dit was toe sy na my toe kom met die idee, dis ek so wow, we've got something here. En ja, daar's 'n hele paar collabs actually in die pipeline. Giet wat klaar rekord is. Ons rekord môre saam met iemand te collab. Kan my moet nou nie jou hand nou te veel strain nie, Sonny, okay? Ons moet nou maar opoffer vir al fokus vir goeie musiek vir die studio. Ek hou van pipeline, maar ek love tydlyne. So is daar 'n tydlyn aan jou pipeline vir hierdie releases? Nog nie. Ek gaan binnekort vir almal kan sê. Kry die dagboek uit en begin dit maak dit gebeur. Maak sirkels. Songs is ready. Songs is amper ready. Ons gaan 'n bietjie praat oor by jou die song hoekom jy ook hierso is vanaand. Ek is op Groot FM 90.5 met klein dorpie mentaliteit. Nou is geen klein dorpies of enige klein mentaliteit vanaand nie, net groot zone energy. Kan dit 'n ding wees vanaand? Ek dink so, definitief. Ek voel dit ons moet dit embrace. So. Ek kom van so 'n medium dorpie af. Okay, ja. Ek kom van Centurion af. Centurion is groot as mens dink. Is huge. Ja. Is huge. So ek kan nou nie sê ek het klein dorpie mentaliteit nie, maar ek het wel dieselfde passies wanneer dit kom by die musiek, die visie, die missie en daarom toe ek sien ons nuwe musiek van jou af, jy het nou klaar hierso aan die groot ontbytkant gekuier en toe raak ek verskriklik jaloers. Toe besluit ek jy moet radio toe kom ook. By jou, Shanit's enkels net. Ja. Okay, was ons ook op die vloer van die studio met pen in die hand of was ons in Linwoodstraat, was ons op 'n vliegtuig? Daar's verskillende plekke waar mense inspirasie kan kry. By jou was jy eintlik iets van alles, maar oorwegend studio, definitief in die studio gewees. En ja, by jou is 'n baie diep song, baie persoonlike song vir my gees. Almal van hulle is. Maar ja. By jou is baie persoonlik want dit gaan oor die musiekindustrie vir my. Ja. En hoe crazy dit is. So, alles waar ons nou net gepraat het, hoe as jy jou klank moet volg, verloor jy baie mense, want jy gaan nie meer uit
naweek speel jy shows, jy ry ver. Jy gaan nie nooit troues toe nie, jy gaan nie op verjaarsdag toe nie, jy gaan nie nooit braai toe nie. Yes, ja. En ek het al baie vriende verloor wat regtig net they just don't get it. Maar ek is soos braai, ek werk, hierdie is my werk. Ek moet in Bloemfontein wees vanaand. Ek kan nie kom braai nie. Jy kan nie. En nie net vriende nie, maar mense vir wie jy lief is. Ek meen hoeveel musikante het al uit ultimatums gekry van dis ek of die musiek en dan koop hulle 'n nuwe gitaar. Ja. So dit gebeur. En dit is wat hierdie is die amazingste industrie, maar dit is like I said, it's blessing and a curse want sodra jy obsessed raak met musiek, is jy obsessed met musiek. Dis en dan, yes. You get it, maar genigtig, weet jy hoeveel kere probeer ek vir mense die sacrifices and compromises van hierdie industrie verduidelik. Soos ek is nie nou meer die ene wat by die braai staan en by die vriende praat nie. Ek is nou die ene wat op die radio praat en in die agtergrond musiek speel. Jy is die agtergrondmusiek by die lekker braai. Jy is die persoon op die stage, maar jy is nie meer by die braai nie. Dis soos wat jy gesê het. En dit is moeilik en dit is exhausting. Maar ek dink die regte mense wat daai passie en daai visie verstaan, sal dit ondersteun. Definitief. En die hele kern van die liedjie, kyk, dis baie paradoksaal geskryf, maar die kern daarvan is dat ek nog steeds by jou bly. Ja. Al is ek op die pad. Ek doen dit nie net vir my en ek doen dit vir die persoon wie ek lief is. Ek doen dit vir my vriende, ek doen dit vir my familie. It's not about me, it's about a bigger purpose. Maar ek bly nog steeds by jou, deur al hierdie, en dit is nog steeds oor jou, vir jou. Ja. Was daar al 'n sang wat jy geskryf het wat jy so verlore in raak met jou emosies en die boodskap wat jy wil oordra, dat dit baie keer vir jou moeilik is om dit live te sing? Ja, dat is 'n paar. Ek het nog nooit gehuil terwyl ek live sing nie. Ja, ons doen dit agter backstage. Backstage. Ja, jy sien. Studio. Real men cry behind backstage. Maar 'n moeilike een vir my was Vingerverf. Dit was was die laaste song op my album en dit was 'n wille een geweest vir my. So Vingerverf en that's about it. That's about the only one that I'm like, I'm gonna have to push through with this one. Ja. Maar weer eens, was 'n uitlaatklep vir jou en hy's daar vir jou om jou hart bietjie heel te maak. Dit's al van wat my bietjie bang maak. So terapie vir nou. Ja. Ek vergeet ek die woorde. Is ek got you. Terapie vir nou soos hy sê een deel ding. En as jy weer moet terughou, dan skree ek. En daai is elke keer vir my soos gaan ek daai reach. En dan net voor dit gebeur dan soos mis ek hom net of wil ons speel? Ek wil kyk of ek hom kan kry, daai gedeelte. Kom ons kyk of ons hom kan. Dit is nie so hoog nie. Vind ons hom. Ek sou nie langer hier ja, dis hy. Kom hè. Nie met jou nie by nie. En as ek weer moet teruggaan. So live is jy. Na 'n paar songs raak daai. Hy raak bietjie raspy. As jy nie regtig tegniek en sang het nie, dan weet jy nie wat aangaan nie. En jy wing hom net, dan sit dit raak gets wild out there. Was my baie groot eer want Terapie vir nou het gedebut op Alt Focus terwyl uitgekom het hier by Groot FM. Ja, so, weet jy ons doen exclusives hier so met jou vandag, meneer. Exactly. So wat ek dink ons gaan doen hè en jy kan ek voel al jy gaan saam met my stem. Ek gaan by jou speel. Dan gaan ons dinge reg kry en dan gaan jy met krapmerke vir ons uitspeel. Cool. Want hierdie uur is al verby, kan jy glo? Ja, dit gaan te vinnig. Nee, dit gaan heeltemal te vinnig, maar nou is daar rede vir jou om terug te kom. As daar in 17 sekondes iets is wat jy vir iemand wil vertel van hierdie liedjie, wat is dit? Go. As jy op pad Bloemfontein toe ry en die son sak, moet jy vir die mense sê jy's lief vir hulle, vir wie jy regtig lief is, vir wie jy mis, sê vir hulle jy's dankbaar vir hulle. Dis baie belangrik, baie kliseë, maar so belangrik. Bel, antwoord die foon, bel. Stuur net 'n boodskap, antwoord. En wees daar. Wees daar, wees by hulle. Al is jy nie daar in persoon nie. Ja. Is by jou van Zon Sonnekus op Groot FM 90.5. Zon Sonnekus met by jou op Groot FM 90.5. What an amazing tune, my mens. Amazing. Baie dankie. Ek waardeer dit. Ja. Ek weet, soos Zian het begin saam sing, hier aan my ander kant het begin saam sing, ek het begin saam sing, hoorie, dit was regtig net, weer eens een van die dinge van, as jou vision en mission is om vir mense te laat musiek voel, you've accomplished it. Dankie. Hoe het daai, wat actually gebeur het was,
Hoe die song begin het, is hy het gitaar gespeel. En dit record, daai intro, daai iets in daai deeltjie het hy en toe gaan hy die storie uit, loop hy dit of iets, en toe skryf ek die lyrics, en toe ek terugkom, nee dit, toe sing ek die lyrics, jy soos, dude, what have we got here, nee dit, a masterpiece, that's what. Het is net van daar af, en het is soos 'n paar minute later, en jou hart is op 'n stuk papier, of op 'n recording. Ja. En nou is dit al vir almal om te hoor. Is daar so wat is die ek weet jy sê jy het 'n pipeline en nou is nog nie 'n tydlyn nie, maar is daar 'n doelwit vir die res van 2025, iets wat jy ten minste vir jouself wil uitkry? Die collabs. Okay. 3 belangrike collabs wat ek graag wil doen. Sorry, ek is nie beskikbaar nie, het ek jou laat weet. 4 belangrike collabs wat ek graag wil doen. En dan ek wil baie graag 'n tweede album uitsit. Hierdie is 'n jaar. Hierdie is die eerste stapie vir haar tweede album. Ja, amper gee ek voorsmaakie van. Nee, maar ek wil weer die knoppie gebruik wat sê eksklusief Zon. Jy kan mos nou. Jy gaan die intro speel. Net die intro. Oh, ja, en die mense gaan hierdie in love. Kan ek my knoppie druk? Ek kan jou knoppie druk. Eksklusief op Groot FM 90.5. Jo. Ek het nou suk. Okay. Ek gaan net die begin speel. Okay. Hy gaan soos dit. Okay. Ja, dan. Ja, daar gaan ek speel. Ek kan speel. Dis fine, dis fine. Wat ek ook nie kon speel nie. Dis okay, ek het ook begin skryf vir jou. So, hoorie so, kan ek net vir jou sê, jy maak my verskriklik gelukkig dat jy hierdie safe space laat vind, dat jy jou passie en jou vision en jou stories met my deel. Ja. Jy is enige tyd welkom. Ek waardeer dit, ek bly ook nie ver van jou af nie. Nee, sien jy het in Linwoodstraat hierso jy musiek gemaak, jy kan nou hierso by Groot FM die res van dit kom maak, hoor. 100%, ja. So wanneer daai enetjie uitkom, maar 'n clean version, hè, dat ons nie hoef oor die lirieke te skryf nie. Is jy weer terug? Ek's terug. Okay, ek sal nie driehoekie kom speel. Ja, jy is welkom. Ek het enigste verbring. Ek wil nou net vra het enigiemand vir my 'n Nee, driehoekie. maklike instrument om in die hande te kry nie, hoor. Nee, maar ook nie ek dink een om eintlik te speel nie, want jy moet hom kling op die regte, moenie my dinge. Weet jy, ek gaan kom vir morele ondersteuning, is dit okay? 100%, dis die beste. Meneer, jy moet vir my uitspeel vanaand, want ons is al klaar minuut oor my showtyd, maar Chris sal verstaan. Chris moet oorvat by my. Sorry Chris. Ons is nou daar. Krapmerke. Here we go. Wat's daai boodskap wat jy wil los vanaand vir ons? Ons almal bloei dieselfde. Be kind. Dis 'n donker wêreld daar buite, ons skyn jou lig. Because dit vat een oomblik om iemand se lewe vir altyd te verander. Dis waar. Sorry. Okay. Here we go. Jy het 'n patroon in my kop nagelaat toe jy in die reën wou dans. Dit vorm lyne op 'n kavoetpad wat jou soos 'n kind sal kom haal. Maar daar is wonde in jou hart. En jy het jou skoolskoene verloor in die lyne op die pad. En dalk is daar 'n deel van jou in my longe wat my nou nog aan die lewe hou. En dalk is jy hier in my bloed. Al die lyne op die pad is krapmerke in my boek. Dit is krapmerke
Jy het groot geword met min aan jou kant en daar is merke op jou hand. Jy moes al hierdie antwoorde raai, soos die mense om jou val. En daar is wonde in jou hart, want jy het jou skoolskoene verloor in die lyne op die pad. En dalk is daar 'n deel van jou in my longe wat my nou nog aan die lewe hou. En dalk is jy hier in my bloed. Al die lyne op die pad is skrapmerke in my boek. Dit is daar is skrapmerke. En herken jy nog my stem as hy met jou praat en al die haat? En kon jy ooit jou vrede kry in sy hand aan die ander kant? En dalk is daar 'n deel van jou in my longe wat my nou nog aan die lewe hou. Ek sweer jy is hier in my bloed. Al die lyne op die pad is skrapmerke in my boek. Dit is skrapmerke. Daar is skrapmerke. Daar is skrapmerke in my boek. Dit is Ek gaan letterlik net hier sit in stilte vir soos 5 sekondes. Ek hoop Chris aanvaar dat dit is die rede hoekom ons 'n bietjie van sy tyd moes steel. Zaan, enige tyd welkom hier op Groot FM 90.5, veral op Old Focus en Weekdae Vibes met asseblief. Goeie genigtig, hier kom deur is boodskap deur wat sê hy het 'n awesome stem van Z Bredenkamp. En wat ek vir Z wil sê is dat hy is oor wat ons net gepraat, actually baseer op die oomblik, want ons is in studio besig om te record. So weet jy nie, die feit dat jy nog steeds opgedaag het en jou passies gedeel het, dit maak my hart verskriklik bly. Dat hy weg is. Ek het die laaste woorde en ek eindig elke liewe show daarmee af. So vanaand gaan ek dit afsluit en dis 'n boodskap vir jou. En ook 'n boodskap vir die vibes. Wees 'n fees, wees 'n vibe en wees altyd net jouself. Wow. Tot volgende keer. Tot môre toe eintlik vir my. Sit oor en uit. Bye. Groot FM 90.5.